net te hardloop. Baie dankie vir die band, waardeer julle hoor. Dankie dat julle vanaand hier is. Ek dink is maar meerendeels ouens van selgroepe wat hier is, en dan ook 'n paar ander uit die gemeente uit. Welkom hier vanaand saam met ons. Mag die Here vir jou seën hier by ons. Ek gaan vra dat jy jou Bybel vat, en dan hou jy vir my in die lig. En dan sê jy die volgende agter my aan. Hier is my Bybel. Dit is die woord van God. Dit help my om te deel met my verlede. Dit gee my rigting vir die toekoms. En dit help my om nou betekenisvol te lewe. Kom ons laat sak die woord, en dan kan jy vir my blaai na Lukas 11. Lukas 11. Lukas 11. Ons gaan dit maar vanaand gebruik as die begin van die boodskap. Hy kan werk hierdie ding, Stefan, hierdie tablet storie. Stel hom vir my mooi op Afrikaans, asseblief. Ag, ek weet, ek het al baie gedeel oor hoe die Here my gedoop het met sy Heilige Gees, en vir my was dit nie 'n storie van, ek moes op 'n sekere manier staan, of op 'n sekere manier vra, of op 'n sekere manier sekere vibrasies optel, of 'n hittegevoel voel. Had ook nie goud, ek het nog daai tyd hare gehad, ek het 'n kuif gehad. Daar het ook nie goud in my hare geval nie, geen donsies wat uit die lug uit gekom het. Niks sulke goed nie, maar ek het 'n kragtige belewenis gehad met die Heilige Gees. Genuine, dit het my hele lewe verander. Dit was nie 'n akademiese besluit. Okay, ek vat nou in geloof, ek is nou gedoop in die Heilige Gees, ek stap nou uit, ek is nou gedoop in die Heilige Gees, ek gaan so lank een woordjie oefen om in my taal te spreek. Dis my baie weird as mense dit vir my sê, wanneer ek het al 3 woorde in my taal. Dink ek, let jy op wat jy praat. Hoe kan jy sê dis 'n taal van die Heilige Gees? Hoe ken jy die taal? Hoe weet jy dis 3 woorde? Verstaan? Dis glad nie hoe die Here my gedoop nie. Ek het dadelik my taal ontvang of 'n taal ontvang. En soos ek sê, my hele lewe het verander. Ek kon nooit voor mense staan nie. En ewe skielik kon ek voor mense staan en die evangelie bring. En skielik het mense om my tot bekering gekom. So ek wil amper vir jou 'n ander manier bied om by die Heilige Gees uit te kom, of met die Heilige Gees gedoop te word as jy nog nooit gedoop is met die Heilige Gees nie. En die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, relax. Regtig, relax net, asseblief. Die Here werk in liefde en vrede. Dis hoe hy werk. Ek weet nie, met hierdie koetsertjie het hy so gewerk. Ek weet nie, dis maar net hoe die Here my gewerk het. Miskien het hy met jou anders gewerk, ek weet nie. Maar dis hoe hy met my gewerk het, en ek weet my lewe het verander. Dis hoe ek vandag in die bediening is, en dis hoe ek weet ek in die Here vertrou. En dis wonderlik, as hy net kan terugval op die salwing waarmee jy gesalf is, soos wat ons almal gesalf is. Ek sê nie ek is alleen gesalf nie, maar as daai salwing van die Here oor jou kom, dan weet jy dit. Lukas 11, dis die Here Jesus Christus wat hier praat, is 'n bekende skrifgedeelte. Ons begin dan by vers 5. En hy, dis nou Jesus, het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het niks om hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie. Die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. Daai onbeskaamdheid, jong mense, beteken maar net, die ou wat vir hom die kos vra, hou nie op om te vra nie, hou aan. Ek wil nie sê hy nek hom nie, maar hy druk deur. Hy sê, asseblief man, help my, gee my kos. Vers 9, en ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Dis nie ek wat dit sê nie, hoor, ek het nie hierdie uitgedink nie.
Dis die Here Jesus Christus wat dit sê. Mag ek dit weer vir julle lees? Ek weet ek lees dit vir myself, dat ek net gaan my geloof bou, want julle lyk soos 'n klomp lewende woorders vanaand, julle is 'n prim en proper. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Ja, dis beautiful, né? En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal vir hom 'n klip gee? Rivand, hoeveel keer het jy nou jou pa gevra vir 'n brood, en gee vir jou 'n klip? Of 'n vis, en hy sal in plaas van 'n vis vir hom 'n slang gee. Of ook as hy eier vra, hom 'n skorpioen gee. As julle, en nou hierdie, wat hy nou hier gaan sê, is net om te sê dat, dis 'n relatiewe begrip hierdie. Ons is nie regtig so sleg nie, maar in vergelyking met God, né? Hy sê, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer, sal die hemelse Vader, die Heilige Gees, kom ons sê almal Heilige Gees, die Heilige Gees, gee aan die wat hom bid. Dit is die Here se belofte aan my en jou vanaand, is dat hy, as ons die hemelse Vader vra vir die Heilige Gees, dis die een gawe wat hy vir ons gee. Ek het een ding in die bediening geleer, en ek het dit al baie vir julle gesê, maak maar vir julle dit nog nooit gehoor het nie. In hierdie gemeente is daar nie klieks nie. As jy agterkom, daar's 'n kliek in hierdie gemeente, dan moet jy weet, ek is glad nie deel van hy kliek nie. Ek hou nie van kerkpolitiek nie. Ek hou nie van sekere strukture wat die kerk voorhou nie. Ek hou van struktuur, dis belangrik. 'n Bonsai boom sonder takke wat jy reg snoei, het hy nie struktuur nie, en is hy net 'n blop blare. Hy's net 'n hoë blaartjies. Jy moet sy takkies, baie keer sny al die blaartjies af, dan snoei jy die takke, dat hy struktuur het, dat die blare kan teruggroei. Of 'n groot boom, for that matter, of wat ook al, 'n druiweprieel. So mense het struktuur nodig, maar baie keer het ons 'n moeilike struktuur in die kerk, dat die Heilige Gees sukkel om te werk. Ek kom elke donderdag bymekaar met broers reg oor die land oor 'n Zoom call. Ek het al vir julle gesê, dis iets wat ek begin het so 3-4 jaar terug. Ek kan nie onthou hoeveel jaar terug nie. En ek moet vir julle sê, dis 'n baie relaxed groep. Ons is baie keer as pastore bymekaar kom, is dit 'n magsvertoning. As jy vir 'n pastoor vra, hoe gaan dit met jou? Jerry, hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan goed. Ons gemeente het weer volgesit Sondag. Ons was weer 50 meer mense gewees Sondag. Dis hoe ons pastore praat, dis 'n magsvertoning. Jy wil vir ander mense vertel hoeveel mense is in jou kerk. Ek meen dis maar deel van ou se selfbeeld. Né? Kyk, as 'n Sondag vol sit en ek kom by huis, kan ek nie slaap raak nie. My vrou kon sommer sien, my selfbeeld het so boost gekry. Dit is maar net so. Maar weet julle, wat is my so wonderlik, dat in hierdie groep kan ons as leraars saamgesels, en ek kan eintlik onthou wat ek nou vir jou wou sê daaroor, nou was nou iets waarna ek op pad was, ek het dit al weer vergeet, sorry, ouderdom is 'n lelike ding. Maar as ons as 'n groep bymekaar kom, daar's ons, wat die Here my mee gehelp het, is om ouens te leer om nie 'n magsvertoning te gee nie. Om net rustig te wees. Ons gemeente, op daai groep, en ek sê dit om te spog nie, ons is nie 'n vreeslike groot gemeente nie, maar ons is ook nie so klein nie, maar ons is een van die groter gemeentes op daai groep. Dalk die grootste ene naas Wouter van Centurion, hulle is groter, en die Centurion Lewende Woord. So ek het al geleer om nie vir hulle te sê, luister, hier was soveel 100 mense Sondag in die kerk, mens doen dit nie. En dan sal veiligheid wat die ouens vind, en hulle begin oop te maak, hulle begin 'n bietjie te gesels, so dinge wat hulle regtig pla. Want ek dink ons as mens, waar dit kom by die Heilige Gees, ons wil so graag hê die Gees moet werk, maar soms is daar dinge in ons lewe wat nie reg is nie, en die Gees van God gaan net nie deur jou werk nie. Ek het 3 jaar gesoek na die Gees van die Here. Ek het nie geweet hoe dit werk nie, ek was nie in die vernuwing nie, ek was nooit in my lewe in 'n Pinksterkerk nie. Tot vandag toe, dink ek het in my lewe 2 Pinksterdienste bygewoon. Ek dink ek het mense se doop bygewoon wat in die kerk was, maar hulle is by 'n ander kerk gedoop. En ek dink ek was 21, toe was ek 1 keer saam met 'n girlfriend in 'n Pinksterkerk, in 'n AGS. Glad nie Pinkster groot geword nie.
So dis hoekom ek julle baie keer so snaaks aankyk as julle weird goed doen. Waarom is julle nou besig? Ken dit nie. Maar ek kan vir jou sê, ek het die Heilige Gees ontvang. Ek kan vir jou vertel wat is die gawes van die Heilige Gees, ek verstaan dit, soos wat jy dit verstaan. Maar ek het lank gesoek, want ek het nie geweet hoe werk die Heilige Gees goed nie. Maar die belangrike ding was, ek moes aanhou soek. Jy sien, ek en jy kan nie sê, hoor hier, ek wil hê my besigheid moet verbeter. Here, doop my met die Heilige Gees asseblief. Ons kan nooit die Heilige Gees heel eers vir onsself gebruik nie. Die Heilige Gees ontvang jy om God se koninkryk uit te brei. En in hierdie gemeente het ek 'n ding geleer, en dis wat ek vir jou wou sê, dat wanneer, en dis wat ons op daai groep ook beleef, as dit moeilik gaan in hierdie gemeente, wat doen ons gewoonlik om ons fokus terug te kry? Wie kan vir my sê van die ou hande hier? Ons wen siele. Dis al wat ons doen. Ek sê nou vir jou, as jy vanaand 'n pen en papier het, skryf dit neer. W-E-N-S-I-E-L-E. Wen siele. Raak besig met die regte goed in jou lewe. Dan gaan jou fokus van mense af weg. En as ek en jy op daai plek kom, weet jy, ek en jy's gemaak, jy's geskape. Het jy geweet jy's geskape? Jou persoonlikheid, jou karakter, wie jy is op so 'n manier geskape, dat jy gehoorsaam kan wees aan die Heilige Gees. God het jou geskape om gehoorsaam aan hom te wees. God het jou geskaap as die 1 Korintiërs 1 vers 9, sodat jy gemeenskap met hom kan hê. Fellowship, koinonia, met hom kan hê. Nee, maar Here, ek het te veel sonde in my lewe. Kain slaan sy broer dood. Hy kry sy broer alleen in die veld. Hy's kwaad want sy broer se offers aanvaar en sy offers nie aanvaar nie. Hy slaan sy broer dood. Hy vermoor hom. En God is nie weg nie. God is nog steeds daar. En hy praat nog steeds met hom en hy sê vir hom, Kain, waar is jou broer? En hy's arrogant soos 'n tiener. Hy sê, is ek my broer se oppasser? Wat 'n arrogante ou. Maar die Here hou aan met hom praat. Die Here gee hom tot 'n teken dat hulle hom sal doodmaak omdat sy broer doodgemaak het nie. So ek en jy, as ons op baie plekke moet sê, maar die Here wil nie met my praat want ek het te veel sonde. Pas op, dis die duiwel wat vir jou lieg. Die Here wil met jou praat. Hy is lief vir jou. Toe die vrou in egbreek gevang is, sy staan voor Christus, het hy nie gemaak soos die res van die ouens omgedraai en weggestap nie. God, Jesus, het met haar gepraat. Een van die mooiste verhale in die Bybel. Iemand het Sondag gedeel, ek dink dit was 3 wande oor Maria, wat Jesus se voete gesalf het. Ja, daar staan, daar sal in ewigheid oor hierdie verhaal gepraat word. Dis eintlik 'n sondige vrou gewees, en sy maak nog haar hare los, soos wat 'n hoer gedoen het in daai tyd. Ekskuus as jy woke is, presiderende nagwerkende vrou, ek weet nie, Jesus praat met haar, soos 'n pa met 'n dogter praat. En hy red haar siel net daar, want hy sê, van gaan sondig nie weer nie. Hy sê, ek veroordeel jou nie. Jy sien, dis die Here wie ek en jy aanbid. En as ek en jy die Heilige Gees in ons het, dis die eerste ding toe ek gedoop is met die Heilige Gees, wat vir my fenomenaal was, ek het nie die skrif reg gehad daarvoor, ek het dit nog nie verstaan nie. Maar die eerste ding wat ek beleef het, ek gedoop is met die Heilige Gees, buiten dat ek geloofsekerheid gekry het, dat ek toe geweet het, ek is gered. Nadat ek gedoop is met die Heilige Gees, het ek geweet, die Here is verskriklik lief vir my. En die Here het vir my 'n verskriklike liefde vir ander mense gegee. Liefde maak baie keer seer. Dit is 'n liefde wat baie keer seer maak. Dis die mooi van liefde, dat liefde kan jou seer laat kry. Soms as ons begrafnis hou, dan sê ek vir mense, weet jy, julle ween, julle huil, weet jy hoe mooi gesig is dit? Wat bedoel jy? Ons ween, ons is hartseer. Ek sê, dis 'n teken van liefde. Liefde maak baie keer seer, dis 'n teken van verhouding. Dis 'n teken dat jy nie met daai persoon wou breek nie. Dat jy lief is vir daai persoon. Goed, ek is van my punt af. Kom ek kom terug by my prentjies. Ek het maar prentjies geteken, sodat Herman ook kan verstaan. So ons gaan vanaand net so 'n bietjie kyk na Pinkster. En miskien moet ons net by die begin.
Hier is die kruis. Kom ons gesels net so vir 'n oomblik van wat voor die kruis gebeur het en wat na die kruis gebeur het. Jy kry iets soos 'n Ou Testamentiese redding. Het julle dit geweet? Daar's mense in die Ou Testament wat gered is, hoe? Deur wat? Omdat hulle die wet onderhou het, Giel? Geloof. Jy weet as ek my oog genoeg rol, gaan Giel by die regte antwoord uitkom. Deur geloof, né? Skus Giel, ek weet jou nou sommer op die spot gesit hierso. Ek weet mos nou die antwoord want ek het voorberei. En dan kry jy Nuwe Testamentiese redding. Nou wat is die verskil tussen Ou Testamentiese redding en Nuwe Testamentiese redding? Ek en my vrou het gisterand 'n lang gesprek daaroor gehad. Sy het my mooi verduidelik hoe werk seker goed, ek gaan nou vir jou verduidelik. Ou Testamentiese redding. As jy ek gaan dit nie vir jou lees nie, kom ons spaar tyd. Hebreërs 11. Daar vir ek nou dit uit daar. Hebreërs 11 vers, ek dink is vers 39. Watter vers is dit nou? Ek het dit 39 tot 40 sê dat as jy gaan kyk in die Hebreërs 11 is die geloofspaviljoen. As jy gaan kyk in die geloofspaviljoen, sal jy sien dat die ouens in die geloofspaviljoen het hulle die kruisdood van Christus beleef. Pieter? Hulle het dit nie beleef nie, né? Hulle was in die Ou Testament. Jesus is nog nie gekruisig nie. Dat is 'n maklike antwoord. Maar hulle geloof dat daar 'n Christus sou kom, 'n Messias. Dit het hulle gered. So, hulle het 'n kom ons noem dit 'n vooruitskouing. Hoop ek spel dit reg. 'n Vooruitskouing gehad. Hulle geloof was vorentoe. Hulle het geglo dat Christus nog kom. En dit het hulle gered. Jy kan dieselfde gaan lees in Romeine 4, as ek reg is, jy kan my reghelp uit die gehoor uit, as ek verkeerde vers gee, Romeine 4 vers 19 tot 23. Dan sê hy soos wat Abraham se geloof hom gered het. Hy sê so het ons ook nou daai redding deelagtig geword deur ons geloof. Nou ons is Nuwe Testamenties gered. Dis die ander kant van die kruis. Dis na die kruis, né? Die een is voor die kruis, die ander na die kruis. So ons geloof is, kom ons noem dit 'n, skus my lelike skrif. Dis 'n terugskouing, kan ou seker maar sê. Ek hoop ek kry so woord. Terugblik, terugskouing, geloof wat terugwerk na die kruis. En ons staan op Romeine 10 vers 9 tot 10. As ons glo dat Jesus die Here is. Dit beteken, as ons glo dat Christus God is. Ons het nou die laaste termyn, ons doen nie seker goed in hierdie gemeente nie, maar ons het die laaste termyn 'n bietjie gesels oor sektes. Sektes wat jy kry daar buite, wat hulle self Christen kerke noem. Onder andere byvoorbeeld Jehova Getuies. Kosbare mense. Maar hulle glo nie in die opstanding van Christus nie. So hulle kan nie Christene wees nie, want jy moet glo dat Jesus God is. Hulle sê Jesus is die engel Michael. Hy's nie die engel Michael nie. Hy's God. Hy's deel van die godheid. Byvoorbeeld, so dis een van die gelowe wat ons oor verbuigings op die geloof wat ons oor gesels het. Dit was nie om kerke uit te haal nie, maar ek beskou nie dit as 'n kerk daai nie, omdat hulle nie glo in die opstanding van Jesus nie. So ons moet glo dat Jesus God is, en dan sê hy verder in vers 9 van Romeine 10, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid. Dit beteken, ek word regverdig verklaar as ek met my hart aankleef na God, as ek glo, as ek my gees, Johannes 1:12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat aan hom glo, wat nie uit die wil van die vlees of uit 'n mens of uit die bloed nie, maar uit God gebore is. Dit beteken wedergeboorte, jou hart, jou gees is geconnect met God, born from above, genoa anothen in die Grieks, wat beteken to be born again. En dis hoe 'n Nuwe Testamentiese redding werk. So, in die Nuwe Testament is ons so gered. So, die Ou Testament het gewerk soos 'n kredietkaart. Wat is die beginsel agter 'n kredietkaart? Hoe werk 'n kredietkaart? Jy gebruik geld wat nog nie inbetaal is nie. Die Nuwe Testamentiese redding werk soos 'n debietkaart. Dis die een wat ons manne wil hê ons vrouens moet hê. Hulle moet nie die kredietkaart hê, hulle moet die debietkaart hê. Die debietkaart
Wat het ek hier geskryf? Diep. Ok, laat ek hom net daar uithaal, net weer oortik. De Piet. Nou, as ek nie praat en skryf gelyk nie, né? Die debietkaart is alreeds geld, daar's klaar iets inbetaal wat jy kan gebruik. As kinders van die Here, waar ons vandag is as Nuwe Testamentiese Christene, het Christus alreeds die prys betaal. So jy loop met 'n geestelike debietkaart. Nou sê mense, ek praat geld, ek praat nie geld nie, ek bedoel net, ek wil net vir jou iets geestelik verduidelik. Jy loop rond en in jou het jy die potensiaal. Die prys is klaar betaal. Jy wandel nou in die seëninge van die Here en dit is jou redding, want jy glo aan dit wat gebeur het aan die kruis, né? Jy glo daaraan. Jy glo wat gebeur het aan die kruis. Dis hoekom jy daai debietkaart, daai geestelike debietkaart kan gebruik. Die mense in die Ou Testament het 'n kredietkaart gehad. Hulle het geglo aan dit wat nog vir hulle betaal gaan word. Dis die verskil tussen die twee. En so, jy sal sien ook in die, waar die Nuwe Testament begin, waar hy begin eintlik daar nie, maar Matteus, Markus, Lukas en Johannes, waar die transformasie na die Nuwe Testament is, want die Nuwe Testament begin in Handelinge 2 as die kerk begin, dan as jy sien, baie van daardie ouens daar het geglo dat Jesus die Here is. Maar hulle kon nog nie glo dat Jesus gesterf het aan die kruis nie, want hy het nog nie gesterf aan die kruis nie. So hulle was Ou Testamentiese Christene en hulle moes convert na Nuwe Testamentiese Christene. Nou kom ons gaan kyk verder hoe dit dan nou gebeur. As jy dan nou gaan kyk, jy kry 2 Sondae wat belangrik is. Ons kry die opstandingssondag. Dis toe Jesus opgestaan het uit die graf uit. So daar's 3 goed wat belangrik is daar. Ons sien daar is 'n Jesus 'n verreëse heiland. Jong mense, ek weet nie of julle hierdie woord ken nie, verreëse heiland. Dit beteken die redder het opgestaan. Goed. As ek nou, wat maak ek nou, Stefan? Ek is alweer besig om die snaakse goed hier aan te vat. Daar is hy, okay. En dan, en dit kan jy gaan lees daar in 1 Korintiërs 15. Daar is eintlik baie plekke, vers 1 tot 4, en jy kan ook gaan lees daarvan vers 54 en aan. Maar kom ons hou dit daar. Tweedens sien ons sien daar was 'n ingeasemde gees, 'n ingeasemde gees. Wat bedoel ek? As jy gaan lees in Johannes 20 vers 22, dan staan Jesus by sy disippels en hy blaas oor hulle. En hy sê vir hulle, ontvang die Gees. Was hulle gedoop in die Heilige Gees daar? Nee. Hulle word eers gedoop in die Heilige Gees in die boek Handelinge. Daar het Jesus hulle geestelike oë oopgemaak. Wat daar met hulle gebeur het, volgens alles wat ons daar raak sien, is dat Jesus het hulle daar tot wedergeboorte gebring. Hy het die Ou Testamentiese gereddes, het hy oorgebring na Nuwe Testamentiese geredders. Nou blaas hy sy gees in hulle. Hulle het nou sy gees ingeasem, hy blaas oor. Ons blaas ek mos baie keer weer die mense. As ons vir hulle bid. Ek staan altyd oor my blaas, dit nie spoeg oor my blaas. Jy kan seker maar blaas oor mense as jy nie knoffel geëet het nie, né? Of ek sal met knoffel eet, laat die ouens omval. Ontvang, poep, val die ou om. Nee, speel sommer. Jesus het oor hulle geblaas sodat hulle tot wedergeboorte kon kom. Dis hoekom hy oor hulle geblaas het. En dan sien ons die resultaat. Daar was 'n resultaat. Resultaat by hulle redding was lewe. Hulle het lewe ontvang. Jy kan dit gaan lees in Romeine 6 vers 4. Hulle het saam met Christus opgestaan in 'n nuwe lewe. Nou wat het gebeur? Dis die opstandingssondag het dit gebeur. Toe Jesus opgestaan het uit die graf. Maar daar was ook 'n Pinkstersondag gewees. Ons het dit Sondag het ons dit begin vier, Pinkstersondag. Dan maak dit sommer 'n Pinksterweek. Daar sien ons is 'n opgevaarde heiland of Jesus, redder. Jesus het opgevaar hemel toe. Hy's nie meer daar nie. Ons sien dit in Handelinge 1. Jy kan dit self gaan lees daar. Jy sal sien Jesus vaar daar op na die hemel. En dan is daar ook 'n uitgestorte, want as ons oor die gees praat, 'n uitgestorte gees in Handelinge 2. En dan sien ons die resultaat. Wat is die resultaat van doping met die Heilige Gees?
In hierdie kant was dit lewe, aan die opstandingskant, aan die hemelvaartkant is dit die krag van God. Hulle ontvang krag. Dit kry jy in Handelinge 1 vers 8. Handelinge 1 vers 8. So ons sien, dis duidelik twee ondervindings wat die ouens gehad het. Hulle het 'n opstanding Sondag belewe. Jy kan dit ook gaan lees in Lukas 24. In Johannes 20 blaas Jesus oor hulle en hulle geestelike oë en ore gaan oop. Jy kan gaan lees, hulle geestelike oë daar oop gaan en hulle het begin verstaan. Dis Jesus en hulle het verstaan wat hy sê. Nou dieselfde speel af in Lukas 24, dan staan daar hy het hulle gees oopgemaak en toe verduidelik hy aan hulle die wet, die profete en psalms. Want dit het hom almal voorspel. En hy verduidelik aan sy disippels en ewe skielik verstaan hy dit. Wie van julle was jare in die kerk, maar jy het nie verstaan wat jy nou verstaan nie, want jy was nie gered nie. Steek oog op jou, baie van julle, né? Lank in die kerk, jy het elke week kerk toe gegaan, dan lees hulle vir jou die 10 gebooie, vertel jy hoe sleg jy is, want jy besef, jy kan nie alles onderhou nie, en dan speel ons kerk, liewe broer en suster, lekker dat julle vandag hier was, kom volgende week terug, dat ek julle weer vertel hoe sleg julle is, goodbye, kom ek sien julle, daar gaat julle, dan kom ons volgende week terug, en doen ons weer dieselfde. En as jy by die Here uitkom en besef jy, maar dis die genade wat jou red, nie die wet nie. Nie jou eie reëls nie. As jy dink jy's vandag gered omdat jy opgehou sondig het, wil ek vir jou sê, jy's ongered soos 'n klip. Net die Here red jou van sonde. Jy kan dit net bely. Jy kan goeie besluite neem en sê, ek wil dit nie meer doen nie. Maar jy weet, sonder die Here, gaan jy dit weer. Daar's goed waarvan die Here my verlos het, die dag toe ek gedoop is met die Heilige Gees. Ek kon nie daarvan verlossing kry, ek kon net nie. En toe ek gedoop is met die Heilige Gees, woep, draai my hele lewe. En ewe skielik het ek krag. Ek het krag. Nou kan ek dit teenstaan. Nou kan ek dit teenwerk. Kom ons gaan so 'n bietjie verder aan. Nou, daar's 'n addisionele ondervinding as ek en jy gedoop word, of kom ek sê so, om gedoop te word met die Heilige Gees. Baie mense sê nee, ek is gedoop met die Heilige Gees, en ek wil net vinnig hier oorgaan. Ons kan nie net by al 4 hier goed stil staan. Ek gaan dit net vir jou noem. Baie mense sê, maar wanneer jy tot wedergeboorte kom, is jy ook gedoop met die Heilige Gees. Nee, dit is nie so nie. Dis 2 ondervindings. Jy kan dit self by die huis gaan lees. Dis 2 verskillende ondervindings. Heel eerste, ons sien die apostels, daar in Handelinge 2, sien ons die apostels, het 'n addisionele ondervinding gehad, en hulle is gedoop in die Heilige Gees, nadat Jesus op hulle geblaas het, nadat hulle tot wedergeboorte gekom het, 6 weke later, 50 dae later eintlik, is hulle gedoop in die Heilige Gees. Jesus het opgewaar 6 weke later, nog 10 dae het hulle gaan wag in Jerusalem, en toe is hulle gedoop in die Heilige Gees. So ons sien, dit was 'n addisionele ondervinding buiten wedergeboorte. Tweedens sien ons Kornelius, daar in Handelinge 10. Kornelius het die Here gedien, hy was 'n heiden. En dit het miskien, ek gaan net hom vir julle lees, Handelinge 10. Dit is my vreeslike mooi verhaal hierdie, want ou Petrus wou nie met ander groepe meng waar hy was nie. Hy wou nie met ander tale en klere en mense meng nie. Toe stuur die Here vir hom 'n laken af met onrein diere, seeleeu's en pikkewyne en ek weet nie wat alles. Goed wat jy nou nie wil eet nie, honde, katte. Goed met gesplete pote dink ek. Ek weet nie, al daai goeters wat jy nie eintlik kan eet nie. Sit die Here in daai laken en hy 3 keer, né? Wys hy dit vir hom. En hy sê vir hom, Petrus, dit wat ek rein verklaar, mag jy nie onrein verklaar nie. Nou baie van ons dink, dis hoekom ons nou mag bacon eet, dis nie so nie. Daai was nie dat jy kan bacon eet nie. Daai was om te sê, jy moet nie dink jy's van 'n suiwer ras en dat ander mense nie by die Here kan uitkom nie. Ons sit in Suid-Afrika met die Israel visie. Ken julle die beweging van die Israel visie? Dis ouens wat glo dat jy moet Yeshua aanbid en dat swart mense nie hemel toe gaan nie. Hulle vertel dit gewoonlik heel laaste vir jou. Hulle glo nie swart mense gaan hemel toe nie. So, wat ek net besef is, hulle het nie lakenkies nie. As hulle lakenkies gehad het, kon die Here vir hulle ook onrein diere gestuur het.
soos wat hy met Petrus gedoen het. Petrus het moeilikheid gehad. Paulus het 1 of 2 keer Petrus vasgevat in die Nuwe Testament, van gesê, Petrus, jy's 'n Jood as jy tussen die Jode kom, en as jy ewe skielik 'n heiden as jy tussen die heidene kom, maar as jy terug is by die Jode, dan maak jy niks met die heidene te doen wil hê nie. Hy het Petrus aangegaan, en Petrus herken het. Petrus sê, dis wat hy gedoen het. Maar die Here stuur vir Petrus na 'n heiden toe, na Kornelius wat 'n Romein is nie 'n Jood nie, dis van ander bloed. En hy gaan gee vir hom die evangelie, maar kyk wat gebeur dan vers 44, nadat hy nou die evangelie aan hulle gegee het, vers 44, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, wat se woord het hy gespreek? Die woord van genade, né? Hy het die woord van God verkondig, vir Kornelius en sy hele familie, het die Heilige Gees op almal geval, wat die woord gehoor het. Sien, die woord is altyd belangrik, jy kan nie sonder die woord die Heilige Gees ontvang nie. Jy kry mense wat van plek tot plek gaan, van byeenkoms tot byeenkoms om die Heilige Gees te beleef. Ek weet nie, ek noem hulle die vibreerdertjies. Hulle wil altyd net 'n vibe vang, dan gaan hulle na die volgende meeting toe. Maar hulle wil niks van die woord weet nie, hulle wil niks in hulle karakter verander nie. Hulle wil nie luister wat God vir hulle sê nie. Hulle wil net 'n lekker tyd hê. Daar is 'n ander manier hoe jy dit kan doen. Jy rol dit so en jy rook dit. Ek noem dit net vir jou. Ekskuus julle, ek is net te lank in die bediening. Ek was deur die Toronto Blessing. Ek het gesien wat in die Toronto Blessings gebeur het. Ek sê net was verkeerd nie. Daar het wonderlike goed daar gebeur, maar daar's mense daar wat jou nader so geïrriteer het. Hulle het by elke meeting gekom, daai tannie se handjie bewe al as sy daar instap. Daar kom sy. Sy double clutch as sy daar inkom. En niks aan haar man bel en sê asseblief, ek kan niks met my vrou by die huis aanvang nie. Sy's net van niks goed nie. Sy sê my sleg. Sy wil niks met my te doen hê nie. Ek sê altyd as iemand vir jou, jy kry mos hierdie geestelike tannies, jy kry oomies wat ook so is, dan sê hulle, ek wil net vir jou sê, my broer, ek is liewer vir die Here as vir my man. Dan wil ek altyd vir sê, tannie, jy's ongered. Want die Here sê, soos wat jy hom lief het met jou hele hart, siel en siel, hele hart, wese en siel, so moet jy jou naaste, hy sê, die gebod gelykstaande hieraan, nie onder dit nie, gelyk daarmee, jou naaste soos jouself. Dan jy ken nog nie die liefde van die Here nie. Probeer weer. Los jy die tamboerijntjie, die koordansklere, die vlaggie en die shofar. Kom net hier so by jou man uit. Wees lief vir hom. Maak vir hom lekker breakfast môreoggend. Sê vir hom, liefie, ek is lief vir jou. Dan is jy lief vir die Here. Ek weet ek veralgemeen verskriklik. Ek weet as van ons dat moeilik goed deurgaan met mans wat hulle minag en hulle regtig 'n moeilike tyd gee, wat noem ou dit hulle, mishandel. Mens verstaan, ek sal nooit vir 'n vrou sê, gaan terug na jou man as hy haar mishandel nie. Nooit. Dis wreed om dit te doen. Vir 'n man om vir 'n vrou te sê, gaan terug na 'n man wat jou mishandel, nee. Dis een van die wreedste goed om te doen. Jy doen dit nie. Jy kyk hoe kan jy haar weg, jy sê net sy moet skyn, maar jy kyk hoe kan jy haar wegkry daar. Miskien by iemand anders te laat bly. So, moet my nie verkeerd verstaan as ek wil sê, is net die supergeestelike tannies, hulle stuur ek terug. Sê, gaan wees lief vir jou man, maak vir hom lekker breakfast môreoggend. En wees net weer die vrou in die huis. Met al die perks wat daarmee saamgaan, jy weet mos dan nie. Ons sien in Efese, ons sien in Samaria, waar Filippus bedien het, daar in Handelinge 8, jy kan met die hele Handelinge 8 gaan lees, sal jy sien, het die disippels ook gegaan, nadat hulle tot bekering gekom het, en hulle gedoop is, het hulle gaan doop in die Heilige Gees. En dan sien ons dit ook in Efese. Ek skryf geen minute, daar vee ek myself al weer uit, Efese. Ons sien in Efese daar in Handelinge 19. Handelinge 19. Sien ons ook. Daar so van jy kan maar net vers 5 tot 6 daar gaan lees, sal jy ook sien, waar Paulus die mense bedien, en hulle word addisioneel gedoop in die Heilige Gees, nadat hulle gered is. Hulle het nie geweet as die Heilige Gees nie. Dan doop hulle met die Heilige Gees, hy bid vir hulle verdoping met die Heilige Gees. So, en dan die volgende ding, is die tale kwessie. Ek weet mense raak boos oor tale, ek is geleer, dat jy is gedoop in die Heilige Gees, al het jy nie taal nie. Nou ek sê nie, dit is nie so nie. I just want to suggest, ek wil net iets vanaand by julle laat. Gaan kyk net daarna, en maak dit jou eie. Ek is nie een van ons dat vir jou gaan bid, en sê, bid nou in jou taal.
Ek sal dit nooit doen nie. Of sê net een woordjie, sê net amen vandag. Amen, amen, blablabla, gaan jy oor in jou taal. As ek dit moet doen, Jesus, hoe pateties is die krag van die Here. Dis baie suggestief. Die persoon wat vir my gebid het, nogal 'n vrou, jy weet, ek het geglo, daai tyd vrouens kan nie bedien nie. Hier bid 'n tannie vir my, en ek word gedoop in die Heilige Gees. En dis nie van, die musiek het mooi gespeel, jy weet, halleluja, ek het niks fout daarmee nie, en jy weet, hierdie tannie, het in haar smeelende stem met my gepraat, sê, jong man, kom nader, lig op jou hande, Antie wil vir jou bid. Niks. Sy het actually, ek het diensplig gedoen, sy sê, kom hier so, jong man, kom staan hier so. Nee, lig op jou hande man. En sy begin vir my te bid, ek nie weet sy bid vir dooping in die Heilige Gees nie, en die volgende, wow, is die Here daar? En sy sê, maar jy kan sommer nou in jou taal ook spreek, sal, en ek begin my taal te bid. Daar gaan ek terug, nou gaan ek terug, vir opleiding, polisie college toe, sit tussen al die polismanne, bid in my taal, maar saggies, jy is maar hier onder, besig, jy weet, en jy sal hierdie ou so afskrik, die hele peloton sal weghardloop, maar jy weet iets het gebeur, en hulle weet iets het gebeur, hulle kan het sien, ek dink altyd aan Stefanus, dis hoekom ek hou van die naam Stefan, dis hoekom my seun, een van my seuns, sy naam is Stefan is, want Stefanus, sy gesig het geblink, terwyl hy die evangelie gegee het. Hulle het nog steeds doodgegooi met klippe, in Handelinge 7, maar hulle kon hom glad nie teespreek nie, want die salwing van God was oor hom gewees, dat jy dit kon sien in sy gesig. Man, dis wanneer jy met die Heilige Gees gedoop word, dis wanneer die Gees van die Here in jou lewe is. Dis hoekom baie mense in hierdie gemeente instap en sê, ons het hier gebly, want ons het liefde beleef. Nie, jy weet toe ek hier instap, het julle vir my 'n blaadjie gegee om te sê, wat is die programme in die kerk, met 'n aftrekordertjie, en my gesê, dis hoe die proses werk, dis hoe die disipelskap proses werk, jy moet daarin skakel, jy moet so maak, jy moet sit, so, as jy hierdie 4 goed gedoen het, dis die resep, dat jy by dit kan uitkom, dis wonderlik, daar is kerke vir wie dit werk, maar dit het nog nooit, ons het dit al probeer, yes, Herman, ons het al 'n paar goed hier probeer, ons het al baie goed hier probeer, dit werk nie. As jy uit Neville Norden se kraal uitkom, werk dit nie. Ek het al baie keer my hand opgesteek in 'n vergadering met Neville Norden, soos ek Neville. Ons is nou weer besig met 'n nuwe plan. Ek sê maar net vir ek is nie so ver geestelik soos jy nie, maar ons weet mos nou almal dit gaan nie werk nie. Neville, die salwing van die Here werk nie so oor jou lewe nie. Ek het baie keer in 'n hoofkantoor gesit. Ons is nie meer hoofkantoor nie, maar in Bromeria gesit. Dan sit daar 2.500 mense, dan dink ek, "Sjoe. Ons het hulle nie getrek met 'n ban en 'n coke nie. Ons het hulle nie uitgenooi soos vanaand hot chocolate en 'n marshmallow nie." Die ouens sit daar van haar salwing. Jy sien, dis wat die Heilige Gees doen. Ek het al gesien as ander ouens kerke bou, dis 'n groot storie. En ons praat baie oor geld. Neville het nie gedoen nie. Hy het oor geld gepraat, want hy kan oor geld praat. Hy weet om oor geld te praat. Maar nie prosperity nie. En die Here het voorsien. Ek onthou ons daai tyd ons die groot kompleks daar bou te kos, die kompleks, ons was 3 miljoen leen. Dit is nou in die middel 90's, dit was nog geld daai tyd. Baie geld. En toe ons hom klaar gebou die kompleks, toe kos hy 11 miljoen. Dis 'n 2.500 sitplek en ons skuld nog net 3 miljoen. Soos wat die Here voorsien het. En daai 3 miljoen het ons binne 'n jaar of dink binne 'n jaar klaar betaal. Dan weet jy dis die Here. Daar was nie snaakse projekte aangepak nie. Daar was nie 'n Facebook om dit te adverteer nie. Daar was skaars internet. Daar was nie sulke goed nie. Dis net die Heilige Gees wat werk. Ons het 'n tent gehad. Ek weet nie of julle ooit in die tent was nie, Herman. Ons het 'n groot ronde tent gehad, seker 4 keer hierdie size. Dan sit hy vol op 'n Sondag. Dit reën, die flappe waai, die mense is nat binne gereën. So nou en dan waai die tent weg of flappe waai weg. Dis 'n gemors. Die mense sit. Hulle sit vir die woord van die Here, nie vir 'n show. Dan gaan die ligte aan soos wat ons hier doen. Dan gaan die ligte aan, dan gaan dit af. En dan probeer ons atmosfeer skep, en dan is dit rookmasjiene, en dan bou julle vir my 'n toilet muur waardeur ek moet spring, power of the hour, what anointed something, niks ek nonsens nie, net salwing. En dis my hart vir die gemeente, dat ek en jy genuine by die salwing sal uitkom, sonder om supergeestelik te wees.
Toe ek nou op PD kyk wat Neville Norden se geestelike vader was, en ek gaan kyk wat hy sê oor bevryding, toe is ek verskriklik teleurgesteld. Want ek het verwag om PD gaan sê, jy weet as jy vir daardie ou bid, gaan daar gaan 'n oog verskyn in die ceiling. En jy moet nou oppas as jy die gees terugjaag, laat jy nie te vinnig terugjaag, want die ou sal sterf aan die ander kant as hy nou transcendental meditation gedoen het tot daar by jou. Jy moet dit nou mooi, jy kan hom nie net bestraf nie, jy moet eers die gees terugstuur. Ons het al sulke eie opgelegde reëls wat ons maak waar dit kom by bevryding. Sit emmers om ons dat hulle alles uitbraak. Dis ook seker alright. Braak maar as jy wil braak. Dis alright. Oom Pierre het so 'n dik boek geskryf oor bevryding. En weet jy wat gebruik hy wanneer hy boek skryf? Skrif. Dis wat hy gebruik. Ek dog oom Pierre gaan vertel hoe die duiwel van die kandelaar afswaai. En ek wil vir jou sê, duisende mense deur woord en aksie gaan, want dit was sy kampe in die begin. En hulle bevryding ontvang. Bevryding van Calvinisme, bevryding van vormgodsdiens, dogma, tradisie, drank, goed wat hulle in hulle lewe gebind het, slegte huwelike, en oom PD hulle het net die woord van die Here gebruik. En weet jy, daar is 'n voorbeeld in die Bybel, Jesus, Matteus 4 en Lukas 4, waar die duiwel hom tempteer. En al wat Jesus doen, is hy gebruik woord. Nou, wat maak my en jou so spesiaal dat ons iets anders vir die duiwel kan sê? Ek wonder maar net partykeer daaroor. Ek sê nie met woord kwoteer vir die duiwel nie, maar laat jou woord wat jy spreek in lyn is met die woord van die Here. Jy weet, ek sal vir mense sê, moenie jou huis uitsalf nie, dan sê hulle vir my, nee, jy moet die huis uitsalf, dit gool daar, ons moet ons skoon kry. Okay, vers wat? Wys vir my. Mense het al na Dinsdag wat nee van, ek wil net vir jou sê, ek het my besigheid uitgestal. Die Here het ons so gesê, okay, dankie jy die duiwel gebruik, hoor. Dis okkulties, Rooms-Katoliek. Wil jy nie sommer rook ook gebruik en sout ook gooi nie? Wat wil jy nog doen? Dis gladiske, as jy 'n Nuwe Testamentiese kind van die Here is jy veronderstel om 'n geesvervulde kind van God te wees, waar jy beweeg verander die omstandighede jou nie, jy verander die omstandighede. Jou werk verander jou nie, jy verander jou werk. Jy stap in, daar waar jy werk, en jy verander die atmosfeer verander nie jou nie. Jy kan instap by die werk, jy kan weggooi elke oggend omdat vir iets sê, of jy kan instap en sê, goeiemôre, hoe gaan dit? Baas val van sy stoel af, wees dit nooit vriendelik nie. Jy kan die atmosfeer verander, omdat die gees van God in jou is. Maar ons wil al die groot doen vir die Here. Ek wees op Kerkplein gaan preek en op almal skree en sê hulle moet die Here aanneem. En ek dink dis die regte ding om te doen. Man, die regte ding om te doen is, wees net vriendelik as jy iemand groet. Begin net daarby. Dis al. Dis die evangelie. Dis hoekom ek sê, as jy 1 Korintiërs 13 gelees, en ek is heeltemal van my preek af, ek sal nou terugkom. Die medikasie het seker nou uitgewerk, ek weet nie. Ja, ek moet goed kry met meer langdurig werk. Kom ons gaan aan. Goed, tale, Jerusalem, Efese, huis van Kornelius. Ons sien dat in Jerusalem het daar vuur gekom, toe die Heilige Gees kom. Hulle het in tale begin spreek, en daar was 'n wind, 'n rukwind. Ons sien in Handelinge 10 met Kornelius, het hulle in tale begin spreek. Ons sien in Handelinge 19, waar Paulus vir die mense bid, het hulle in tale begin spreek en geprofeteer. Toe die Heilige Gees kom. Dis wat hulle gedoen het. Nou, kom ons dan kyk net, wat is die common denominator hierso? Kan julle sien? Elke keer is daar tale gespreek. Nou, ek is nou die laaste ou wat jou gaan rondjag om in tale te spreek. Julle ken my. Doen dit nie. Het julle my al ooit gehoor dat ek ou aanpor om in tale te spreek? Maar kom ek sê vir jou, en ek los net hierdie by jou. Want ons moet studente van die woord wees. Kyk wat staan in die woord. Dis nie ek wat dit sê nie. Kyk wat staan in die woord. En ek kan vir jou sê, ek is genuine gedoop in die Heilige Gees, ek weet dit. En die Here het my genuine in tale laat spreek. Genuine, ek weet dit. Ek het nie 'n taalwoordeboek nie.
Ek het nooit dat mense toe gaan sê, ek praat nou 5 woorde in my taal. Ek vertrou die Here om van volgende week af 7 woorde in my taal te praat. As jy dit doen, dan beheer jy die Here. Dan het jy van so 'n groot God, so 'n klein demi-goedjie gemaak wat jy mee rondloop. Ek sal volgende week 7 woordjies praat, hoor. En die week daarna, 9. Okay, dis 'n mooi getal, want dit is soos die gawes van die Gees, 9. Dan sê jy die Here voor wat hy moet doen. Dan het jy om jou eie afgoedjie gemaak, wat jy in jou sak bære, en jy besluit hoe hy werk. Pas op daarvoor, ek weet van julle raak nou baie stil. Julle stopsel begin so te vibreer. Kan nie glo die ou sê dit nie. Ons moet met heilige koeie deel. Dis hoekom is die Here mis, glo ek. Ek is van harte daarvan, dat ons mis die Here, omdat ons baie keer in 'n godsdienstgees verval het, en ons kom dit nie eens agter nie. Mense sal vir my sê, jy moet hellfire en brimstone preek, dat mense by God kan uitkom. Ek weet, ons het 'n dominees van Sittard gehad wat dit gedoen het, het enige kanselmiddel deurgeslaan, en jy het geluister sy praat. En dit was eintlik in 'n stil kerk, maar ons het gedink as 'n dominee skree, dis die Here, jy moet skree. En toe kom ek in Neville Norton se kerk, en hy's 'n soft-spoken man, en 2.500 mense volg hom op 'n Sondagoggend en in 'n aand. En wow, as Neville probeer hard praat, lyk dit so funny, jy wil lag. Dit lyk net nie reg. As Neville, ja, dan wil ek dinamies wees, dan denk, nee Neville, moenie. Wees net Neville. En dit was iets wat altyd vir my wonderlik was, want ek het hom gewerk vir 6 jaar in sy kantoor. Ek was sy sekretaris. Ek het gesien wie hy is in die kantoor, is presies dieselfde ou wat op die kansel klim. Daar's geen verskil. Dit is nie ewe skielik, jy weet, as op die kansel klim, liewe broer en suster, daar gat hy. Die manier hoe hy praat met jou, goeiemôre Fanie, dis hoe hy nou met die gemeente gaan praat. Goeiemôre gemeente, daar's geen verskil nie. Maar die Gees van God werk. En ek onthou toe ek Weste toe gekom het. Vir my die wonderlike ding is, my geestelike moeder het my geleer, sy het my gesê, Fanie, sy het dan Silverton gebly. Lisette van Dijk, nice huis daar gehad, baie kunstig, hy het altyd al die goedjies ingehaal, wat hy self gedoen het, sy het die dierkunswerke daar gehad, en sy het haar eie goed, die hele vrou mense kan ons goedjies hikkel en goedjies maak, en sit dit oral neer, en jy weet, jy sit dit, die binnekant van 'n toiletrolletjie dan neer, en lyk dit mooi. Jy sit hom net op 'n sekere manier, oh, dis mooi Lisette, hoe jy dit, met 'n lappetjie, wow, haar hele huis man, dit was mooi. Dan sê sy my, Fanie, weet jy wat, sy sê, dan kom die ryk tannies daar van Bromeria Heights, van die ander kant af, daarna toe, dan sê hulle, wow, Lisette, ons het weet jy so mooi huis, en dan sê sy, wow, dan voel sy, die Here het haar gebless. En ek voel so oor die Weste ook, dat as mense aankom, hulle sê, wow, hierdie ouens wat ons gedink het, hier in die verkeerde kant van die treinspoor, en die Apiesrivier bly, wow, yes, die Here is hier, hulle is toe nie wie ons gedink het, hulle is nie. Wat sê Driekus? Du Plessis? Hy sê, hulle weet nie wat ons weet nie, né? Die ouens aan die ander kant van die Apies weet nie wat ons weet nie. Moet ook nie vir hulle sê nie, want dan kom hulle hier na toe. Ons is alright, ons het genoeg probleme hierso, man. Ja. As ek en jy net in die vrede van die Heilige Gees beweeg, en ek sê weer vanaand vir jy kan maar relax. Die Gees van God werk in vrede. Hy wil jou sy vrede kom gee. Daar's niks lekkerder as om uit die vrede van die Here te bedien, as om te voel jy's gejaagd. Ek moet iets, jy weet, daar's strive in my lewe, en ek moet 'n show opsit. Ek hoef glad nie. Jy hoef glad nie. Daar's niks vir my mooier as 'n nederige man of 'n vrou woord begin spreek, net rustig, en jy sien hoe die hemel oopkloof, en die Here begin werk. Want dit is die Heilige Gees wat praat. Dit is vir my die mooiste van 'n geesvervulde kind van die Here. As wat ek met myself moet ref. Ek moet myself ref. Ons gaan nou, die God gaan nou werk. Hy's nou hier. Yes, en ons ref hoor. Gaan vanaand huis toe. Jy sit daar by jy kan nie. Jy probeer unwind. Skus. Ek is regtig jammer. Ek moet nie oor sulke goed praat nie. Waar was ek nou? Goed, kom ons gaan verby daai enetjie. Kom ons kom op die einde.
Miskien kan ek net hier ook met jou deel, voor ek by die einde kom. Waar was daai? Ek het dit nie neergeskryf nie. Kom ons haal daai enetjie, kom ons los daai enetjie, strek hom dood. Hy's nie meer daar nie, julle sien nie hierdie nie, julle sien dit glad nie, né? Sien jy van julle dit? Nee. Right. Kan jy vir 'n tweede keer gedoop word met die Heilige Gees? Of net een keer? Werk dit soos waterdoop? Jy kry mos mense wat elke jaar gewaterdoop wil word. Elke jaar. Dan is daar mense in die gemeente, en dan sê hulle, Fanie, ek wil hierdie jaar gedoop word. Sê ek, maar jy's verlede jaar gedoop. Nee, dis nou weer 'n nuwe kommitment. Dan moet ek weer, van die ouens is so nat in die kerk, is dit die banke nat. Want hulle word julle gedoop. Jy kan nie, ons doen dit nie. Dis iets wat jy een keer doen. Maar doping met die Heilige Gees kan weer gebeur. Jy kan altyd 'n invulling van die Heilige Gees beleef, nadat jy daai eenmalige groot oomblik gehad het met die Heilige Gees, kan jy weer gedoop word met die Heilige Gees. Kom ek gee jou net vir een skrif, jy kan dit self gaan lees, Handelinge 4:29 tot 31. Jy kan weer met die Heilige Gees, kom ons sit net hier by Heilige Gees, gedoop word. En dis Handelinge, ons sien daar die disippels, hulle het op 'n plek bedien, hulle het 'n vervolging gekry, hulle het die Here begin loof en prys, en wow, is die Heilige Gees terug, en dan staan hulle is weer gevul met die Heilige Gees. So jy kan opnuut gevul word met die Heilige Gees. Dit is actually belangrik om dit te doen, om weer gevul te word met die Heilige Gees. Moenie net op een ondervinding wat jy met die Here gehad het, daarvan leef nie. Jy kan elke dag 'n invulling van die Heilige Gees beleef. Ek wil teruggaan na Lukas 11 toe, en ek wil afsluit vandag met dit, vanaand met dit. Lukas 11, waar Jesus kom, en hy sê, dis nie wat hy nou sê nie, ek sê net, my wekker het opgehou loop, ek weet nie hoekom nie, dis 'n Samsung, jy sien hierdie oorlosie tot bekering gekom, hy time my nie meer nie. Sien, dis hoekom ek nie Apple gebruik nie, want hulle is meer betroubaar, hulle hou aan loop, hierdie een stop. Dankie Samsung. Android vir Jesus. Sorry. Lukas 11, vers 13, waar Jesus kom en hy sê, ek wil eintlik net die versies voor dit ook lees, net so 1 of 2 versies voor dit ook lees. En ek wil hê jy moet mooi vanaand luister, want die Amplified sê so 'n bietjie anders. Ek lees hom in die nuwe Amplified. Die Amplified het ook so 'n bietjie sy vertaling verander. Maar hoor wat sê hy hierso. Hy sê, onthou julle, Jesus het nou vir hulle gesê in Afrikaans, julle moet bid en julle sal ontvang. Hoor hoe sê die Amplified hom? Want hier is belangrik. Hy sê, vers 9 van Lukas 11. Hy sê, so I say to you, ask and keep on asking. Ask and keep on asking. Baie van ons vra dat ons klag gevra. Hy sê, ask and keep on asking. Daar is van jou gereformeerd denkende kerke wat sê, jy mag nie herhaal in jou gebed nie. Want hulle vat Matteus 6, waar Jesus sê, die ouens wat op die straathoeke staan, en uit hulle woorde goed herhaal. Maar Jesus self sê, jy mag herhaal. Jy mag, hy sê, jy moet aanhou vra, jy moet persist. Jy moet aanhoudend vra, tot hy dit vir jou gee. Natuurlik binne in sy wil, wat Filippense 3:11 van praat, maar hoor wat sê hy nou verder, hy sê, so I say to you, ask and keep on asking, and it will be given to you, seek and keep on seeking. Dit beteken, as jy in die Grieks gaan kyk, hier is geskryf in die present continuous tense. Dis nie net soek een keer, okay, nee, ek het soek, die Here het nie vir my gewerk, ek los dit nou. Wie hoeveel ouens het ek al in die bediening gekry, wat die Here aanneem, want hulle is siek, die Here met hulle genees, dan kry hulle nie genesing op baie oomblik nie, dan sê hulle, nee, want dan dien ek ook die Here verder nie. Here, dan gesê ek met die Here aanneem, nou is ek gesond nie. Hulle is sommer dadelik kwaad vir die Here. Ek neem hulle nie kwaadlik nie, want hulle nie verhouding met die Here nie, so hulle verstaan nie. Mense help hulle mooi, en ou probeer hulle reg help, en ou probeer hulle by die Here hou, en ou probeer vir hulle vertel, keep on seeking. Selfs al genees hy jou nie, keep on seeking. Moenie stop nie. Hou aan, tot jy jou laaste asem uitblaas. Hou aan, soek na die Here. Nou sê hy verder hierso, and it will be given to you, seek and keep on seeking, and you will find, knock and keep on knocking. Dis nie net van, en as dit nou klaar nie. Dis hoe my ma sal klop as sy by my sou opdaag. Ok, gaan maak my oop, dis ma. My ma leef nie meer nie, maar
Ag, sy sou dit doen as sy nie die eerste keer regkom nie. Want sy weet haar seun is daar binnekant. Die Here sê hom aanklop en die deur sal vir jou oopgemaak word. For everyone, verse 10, who keeps on asking, persistently receives. And he who keeps on seeking, persistently finds. And to him who keeps on knocking, persistently, the door will be opened. Verse 13, if you then, being evil, that is sinful by nature, know how to give good gifts to your children. Julle, ons is partykeer nie die beste ouers nie. En wat hy hier sê, hy sê partykeer is jy 'n sondige ouer van nature. Hy sê jy gaan nog steeds vir jou kind goed gee. Is dit nie so nie? Jy kom ons dan nie Kersfees en as jou kind daai geskenk oopmaak, dan is dit die asblik wat jy 3 weke terug volgemaak het, wat jy daar vir hom gee nie. Jy gee hom goeie goed. Hy sê, you will give good gifts to your children. How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask and continue to ask him? Daar's iets van om die Here weer te vra. Te sê, Here, Vader, ek het dalk nie gekry wat ek gekry het nie, Here, ek verstaan nie, maar Vader, ek gaan nie ophou vra nie. As jy deur jou diepste, moeilikste tyd in jou lewe gaan, ek het een ding geleer, toe ek al moeilike goed in my lewe deurgaan, en dan sê ek, Here, ek gaan nie van jou weggaan nie. Dis nie dat die Here naals byt en dink ek gaan weggaan nie. Hy is God, hy het my nie nodig nie. Dis dat ek het moet hoor. Ek moet hoor, ek gaan nie van die Here al weg nie. En ek wil weer vanaand vir jou sê, dis in daai rustigheid en vrede waar ons die Here ontdek. Ek sit vandag by 'n sekere plek waar ek 'n rekening oopmaak en ek ontmoet iemand net voor ek instap om die rekening oop te maak. Ek wil nie sê waar dit is nie, en ek gaan maak die rekening oop, maar ek voel die vrede van die Here. Ek sit daar in die vrede van die Here en ek gaan maak die rekening oop en ek gesels. Jy weet, ek kan die vrede van die Here beleef. Mense is ander mense as jy dit doen ook. Dan sit jy maar in 'n ry en jy wag maar, jy sit nie in mou nie. Het mou nou al die ry vinniger gemaak as jy daar sit? Kyk hierdie ry, hulle is imbesiele. Dit help nie. Jou bloeddruk is so hoog as jy daar kom. As daai ou so vir jou kyk, sê jy, man, kry vir jou en jy loop sommer nog voor hy jou help. En ek praat met hierdie ou net voor ek ingaan en ek gemaak die rekening oop en ek stap uit en ek dink, laat ek net in die persoon se winkel gaan stap. Net gaan kyk wat in sy winkel is. En toe ek instap, toe hierdie ou my sien, toe sê hy, jy's hier om 'n woord vir my te gee. Nou, julle ken my, ek is nie 'n profeet nie. Ek is 'n plaatjie. Ek is meer 'n plaatjie as wat ek 'n profeet is. En onmiddellik dink ek, ag man, ek wil net kyk hoe lyk die winkel. Nou moet ek weer vir ou, nou moet pastoor al weer perform. Gelukkig het ek nie so gedink nie. Net in die vrede van die Here gebly. En 3 kwartier net met die persoon gestaan en gesels. En hom bemoedig. En ek kon sien, daar's 'n bietjie traantjies. En ek sien die honger in hierdie man se hart. Hy ken my nie. Wel, hy ken my. Ek ken hom nie. Hy is nie in hierdie gemeente nie. En hy stuur my boodskap na dit uit. Hy sê, jy verstaan nie. Die my gegroet het. En jy stap in daar by die bank waar jy was. Toe vra ek die Here, asseblief, as hy uitkom, ek bid dat hy na my winkel toe sal kom en net my woord sal gee. Want toe hy, jy weet, hy so oorstelp toe ek aankom, hoor jy vir my woord? En ek, ag, typies, jy weet, daar's 'n woord wat jy daarvoor het, wat ek nie van die kans af kan sê nie. Maar gelukkig het ek nie so gevoel vandag nie. En ek kon hom vir hom woord gee. En hy stuur vir my terug en hy sê vir my, ek het gebid dat jy sal terugkom. Weet jy hoeveel mense bid dat jy terugkom? Jy weet die Heilige Gees in jou het. As Johan net nog een keer net hier na my toe kan kom. Net vir my kan sê die Here is lief vir my. En dis hoekom ek sê die Heilige Gees beweeg in vrede en in rus. Want ek het nie uit die bank uitgestap gevoel, hier druk iets my nou. O nee, ek moet nou daai kant toe, jy weet. Okay, ek moet nou hier in. Gevoel, hier trek die engel my oor. Jy weet, gly so af in sy winkel in nie. Glad nie. En die gedagte het my opgekom. Ag, ek is nou hier. Hy het my nie genooi na sy winkel toe nie. Glad nie. Glad nie. Net dan, kom maar gaan kyk wat in die winkel is. Toe ek instap.
Daai man storm agter daai toonbank uit. Ek loop aan hierdie kant van die winkel, hy loop aan daai kant. Hy praat hard met my. Jy het my woord gebring, sê. Ons loop so tussen die rakke, hy wil net aan my praat. Ek dink, los my. Hy gaan net. Nee, ek wat so oulik was nie, glad nie. Ek weet hoeveel vlees het ek in my. Ek weet hoe mis ek die Here. Ek weet hoe onsensitief kan ek wees. Maar net op daai oomblik wat ek nie gedink het nie, het ek al ingestap. En partykeer moet ek en jy net nie dink nie. Ons moet net doen. Maar as iemand wat wag, dat jy net terugkom om hom te sê, daar's hoop vir jou. Die Here is lief vir jou. Die Here wil 'n pad met jou stap. Moenie opgee nie. Ek kyk vandag 'n video van 'n vrou wat dans. Sommige so in 'n kombuis. En daar staan geskryf, dink, moenie dat looks jou deceive nie. Want hierdie vrou 12 ure later, nadat sy so gedans het, selfmoord gepleeg. Jy tref my hart hoor. Dink, Here. Partykeer mis ons die Here. Ek onthou, weet jy kom wen ek siele vir die Here? Ek het 'n vriend gehad saam met wie ek gewerk het. Wilko ken hom. En hierdie vriend het God begin vloek. Hy het hel deurgaan. Hy het gesê in sy lewe neem, toe sê ek hom, kry vir jou man. En weet julle wat? Hulle bel my een nag, so 8 uur, hulle sê, ons nog gekry by die begrafplaas, hy het homself vergas. Dit verander jou lewe. Ek was net nie sensitief genoeg nie. En daar het ek vir die Here gesê, in my bergskamer, as 'n jong laaitie, vir die Here gesê, Vader, mag ek nooit weer so geleentheid in my lewe mis nie. Ek kon hierdie man na U toe gelei, ek kon hom net 'n drukkie gee en hom sê, man, ek sal jou help. Hy het mense geld geskuld, ek sal jou help. Maar ek het gedink, jy weet, kry vir jou. Jy is stout, jy luister nie as ons praat nie. En daar vat hy sy lewe. Te laat. Daar is hy in die ewigheid en ek weet nie waar toe is nie. So ek wil vir jou sê, miskien sit jy vanaand hier in daai Kairos oomblik, God se tyd. Jy's dalk vanaand in God se dagboek hier, nie in jou eie dagboek nie. Miskien wil die Here vanaand vir jou iets kom doen. Don't miss it. Moenie dit mis nie. So, ek dink ons gaan vanaand afsluit met 'n liedjie nie. Ek gaan vra dat die band so 'n bietjie vir ons speel so vir 10 minute. Ek gaan jou huis toe stuur wat wil huis toe gaan. En jy wat bedien wil word, jy kan agterbly. Ons gaan saam met jou bid. Die salf as julle mense wil salf. As die bedieningsspan hier is en die selleiers hier is, kom bid asseblief saam. Ons bid net vir die mense wat hier is. Ons vertrou die Here om vanaand mense aan te raak. Amen. Daai wat ek nou gelees het, miskien moet ek dit net weer lees en dan gaan ek afsluit. En dan kan jy uitkom as jy bediening verlang. Mense wat aan vrees ly, siektes soos nier, nekspasmas, kopseer. As ek jou vanaand 'n kopseer gee met die preek, kan jy op my uitkom. Mense wat sê maar ek is rigtingloos. Ek weet nie presies wat se rigting wat die Here my vat nie. En dan mense wat 'n emosionele seer beleef. Jy het ergens beleef jy net seer, iets het gebeur. Jy wil net iemand saam met jou bid of jy sê man, dis alright, ons is saam met jou. Ons bid vir jou. Jy is welkom om vanaand net uit te stap vorentoe. Ons gaan nou na die tyd saam met jou bid. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir U kosbare woord. Dankie vir elke kosbare persoon wat vanaand hier is. En Here, ons wil vanaand na U toe kom en Here, wat hierdie week aanbetref, wat hierdie stukkie wat nog voorlê van hierdie week, Here, bid ek Vader dat ons absoluut sensitief sal wees vir die Heilige Gees. Here, ek dink aan die woordreisigers wat nog môre moet gebeur en die bandoefening môre aand en ek dink aan die uitreike wat hardloop Vrydag aand, die uitreikkerk en die uitreikspan, die Alpha span, Here. Ons dink aan die bidgroep Saterdag. Here, ek weet nie wat het ek nou gemis nie, en dan Sondag, ons 2 dienste, die oggend en die aanddiens, Here, berei ons harte voor, Here, as daar mense is wat moet hiernatoe kom, Here, om die evangelie te hoor, om by U uit te kom, Here, om dalk net vir die eerste keer in hulle lewe 'n bietjie liefde te ervaar. Here, dat daardie oomblik nie sal verbygaan nie. Dat U elkeen hier sal gebruik as 'n instrument om mense nader aan U te kry, Vader. Ons dankie daarvoor. Seën elkeen hier
met die keer van u seëninge in die naam van Jesus. Amen. Julle is welkom nog daar buite te kuier. Ek weet nie of nog chocolate drinkgoeders is nie. Maar die ander wat bedien word, jy kan net hier voorkom staan, jou familie sal vir jou wag. Kom ons bedien jou. Moenie te lank vat nie, want jy moet nog gaan toebroodjies pak vir jou kinders vir die skool môre. Thank you Jesus, thank you Vader. Dankie Jesus. Stap net uit. Moenie wegstap as jy bedien moet word nie. Stap net uit vorentoe, laat ons saam met jou bid. Stap net uit. Dankie Vader, dankie Heilige Gees.